familie. Dit werk nie. Goeiemôre, liewe familie. Er is 'n hele ry hier wat nie een groet nie. Die hele Prieskerwyk is dood. Nee, goeiemôre en baie welkom. Dit is baie lekker om vanmôre weer saam met julle te kan wees na hierdie eintlik maar lang week, dink ek, waar daar klomp goed gebeur het, kon gebeur het en nie gebeur het nie. Veral Vrydag as ons nou maar moet eerlik wees met mekaar en ek lees ergens oor die naweek lees ek 'n ding wat ou skryf. Hy sê wat was die wat het hy gesê nou moet ek nou mooi onthou. Hy sê wat het Vrydag tussen burgeroorlog en vrede gestaan? En sy antwoord is gebed. En dit is my so ongelooflik mooi dat dit die ouens se so is wat hulle wegvat van Vrydag af, is dat ons kon kniel tot die Here. En ons donderdag middag 12:00 hier by ons eie kerk ook kon nader tot die troon van die Here en in ons eie gebede ook voor die Here pleit om by ons mense te wees met hierdie sinnelose geweld wat besig is om ons wêreld regtig donker te maak. So ons kan maar net dankie sê ook vanmôre vir die Here dat hy betrokke was daar en dat hy sal betrokke bly by al hierdie goed. Ons moet net vertrou en aanhou bid. So, goeiemôre en baie welkom vanmôre by hierdie erediens. Waar ons bietjie nou gesels, nou 'n bietjie oor genade gaan gesels. Dit is my wonderlike voorreg om julle vanmôre in die huis van die Here in te nooi en te weet dat die Here saam met ons hier is. So mag julle welkom wees. Ek was gister by 'n wonderlike gesprek gewees, heel dag in Kimberley gewees. En op een of ander manier het ek nou weer myself ingewerk in 'n portefeulje in wat ek nie geweet het hoe presies ek dit reg gekry het nie, maar ek is nou op die taakspan ekumene, taakspan kerklike samewerking vir die Noord-Kaapse Node. En dit was okay. Ek het daar redelik onder die radar kon vlieg en maar net vergaderings bygewoon en so en toe op een of ander manier toe wen ek 'n kerkeenheidsgesprek gister in Kimberley met 'n NG Kerk in Afrika. En die mense het ons gekontak of die synode gekontak gesê hulle wil graag deel word van die NG Kerk en ek moes toe met hulle een of ander manier het dit toe nou my werk geword. Wat great was, want toe sit ek daar by die ongelooflike mense wat wil vorentoe gaan. Hulle wil verby al die moeilikheid beweeg, al die grense wat opgestel is en hulle wil net eenvoudig deel word van 'n kerk waar hulle weet hulle gaan tuis voel. Dit is die ongelooflikste gesprek, ongelooflikste tyd wat ek saam met die mense spandeer het. Daar diep ergens in Kimberley en ek sal waarskynlik nie weer daar kan kom sonder 'n GPS nie. Maar dit was so opbouende gesprek dat daar mense is wat met soveel passie, met soveel energie eintlik net wil kerk wees. En in verskeie omstandighede kan hulle nie op die oomblik kerk wees nie en hulle wil in die NG Kerk inkom want hulle weet hier gaan hulle veilig wees. En dit is my so 'n wonderlike testament van die huis van die Here, van wat ons kan wees vir ander mense as ons dit wil wees. So ek groet julle vanmôre familie in die naam van 'n God wat vir ons dryf, wat vir ons die passie gee, die energie gee om hierdie goed te kan doen, om aan te hou elke dag en elke môre. Mag julle welkom wees vanmôre by die Here se troon. Amen. Ons het weer net 2 verjaarsdae hierdie week. Môre is dit Annelie Iemand, dan word sy seker 18, maar sy is nou nie hier nie. So dis die groot verjaarsdag. En dan die 25ste is om Andries Taaljaar. So baie geluk vir hulle twee wat dan ook verjaar hierdie komende week. Volgende naweek is dit die kerkraadsvoorstelling en nagmaal. So versprei maar die woord daar waar julle kom. Kerkraadsvoorstelling volgende week en die nagmaaldiens. Ek seker ons almal verlang dat bietjie na 'n nagmaal, ek weet ek doen. Dit is altyd so 'n wonderlike geleentheid. So dis dalk hoogtyd
vir 'n nagmaalsdiens. En dan net een notaatjie, Tommy Gentle is in Johannesburg in die hospitaal opgeneem. So as julle met Yvonne praat, hoor maar 'n bietjie hoe gaan dit en bid ook vir hulle vir wat daar aangaan en dat hulle vinnig weer by die huis sal kom. Dit is al die afkondigingsfees, die offergawes word maar soos gewoonlik by die deur opgeneem. So ons gaan nie daarvoor tyd maak in die diens nie. En dan is dit vir eers van my kant af voor afkondigings alles. En dan wil ek vra dat ons vir 'n oomblik sal rustig raak, voor ons gaan 'n lied saam sing. En kom ons bid net saam. Almagtige Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanmôre weer na U troon toe te kan nader. Om te kan weet, Here, dat as ons hier in die huis by mekaar kom, U saam met ons is. Here, mag ons ook hierdie erediens wy in U naam. Mag ons in hierdie erediens U Gees beleef, U teenwoordigheid by ons beleef. En mag ons vervul word, Here, weer met die Gees van liefde, van geduld, van genade, van vrede, Here. En seën ons in elke tree wat ons gee, want ons weet ons gee geen van ons tree sonder U nie. U is goed, Here, en ons loof U almagtige naam. Amen. Ons gaan 'n bekende lied sing, Genade onbeskryflik groot, maar net 'n waarskuwing dat ek dink die tweede vers, soos 'n tempo of so bewoording is dalk net so klein bietjie anders. So weer eens, soos maar altyd volg maar net dat op die skerm aangaan, maar Rita sê dis Piet Smit wat dit sing en sy vertrou en sy glo dat julle almal Piet Smit luister. So sy sê julle sal hierdie weer gaan goed ken. So kom ons staan en dan sing ons so lekker saam vanmôre. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspil. Oneindig ver. U sien my honger, u sien my dood, nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bos. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis.
maat toe en dan sommer in daai oomblik ook maar so 'n bietjie hartseer te raak en tranerig te raak. En my ma het 'n ongelooflike stem. Sy kan sing. Ek het dit nie by haar geërf nie. Was dit 'n ongelooflike veral in hierdie lied en veral hierdie lied in die oorwinningslied sal ek altyd onthou toe ek baie klein was, ons staan hier langs my ma in die kerk en dan trek sy los as hierdie lied begin speel. Hier in die laaste vers wat hy so kragtig deurkom en trek my ma met daai Engelstem van haar deur en dan ag nee wat. As ek hierdie lied hoor en ek het nou die dag die oorwinningslied daar by die huis geluister toe bel ek kom my ma sommer te vertel ek het ek verdam 'n bietjie. Ek sal dit nooit vergeet. En ja, ons gesels bietjie vandag oor Johannes 2 vers 1 tot 12. Dit is nou die storie van Jesus wat die water in wyn verander. Ons het al 'n keer daaroor gesels en ons gaan vandag bietjie na iets anders kyk. Ons tema vandag soos wat daar op die bord verskyn is gee God regtig om. Gee God regtig om. En ek gaan vir ons lees hier van vers 1 tot vers 12. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Nou ek dink altyd, as hy hierdie teks lees, wat 'n tipe partytjie hierdie moes gewees het. Net as jy dink, hulle het waarskynlik al 500 of 600 liter wyn gedrink en hier kom maak Jesus vir hulle nog 500 of 600 liter wyn. Dink ek, dit is nogal so 'n wille een gewees. Maar ek fokus vanmôre waar Jesus se ma vir hom sê, die mense se wyn is op en hy sê eintlik vir haar, kom is dit my probleem. Dis eintlik wat hy vir ons sê. Nou ons het soms hierdie gewoonte om omstandighede of dinge wat gebeur te probeer regpraat. Sê nou maar, die dominee kom doen vir die eerste keer by jou huisbesoek en hy laat val jou duur koffiepot of jou teepot. So jy sê, man, dis oké. Maar dit is nie oké. Alles is reg, al is dit nie eintlik reg. Wanneer iemand 'n beker koffie oor jou splinter nuwe tafeldoek uitgooi, man, dis oké, al is dit nie oké. Wanneer ons geliefdes siek is, brand van die koors, sê ons vir hulle, alles is oké, al weet ons, alles is nie regtig oké nie. Ons kan dit van 'n ander hoek af ook vat. En dis die vraag wat ek wil vra, is hoe kry ons dit reg, liewe familie, dat selfs wanneer ons deur pyn, deur hartseer, deur bekommernis eintlik maar platgetrap, omgeploeg en uitgebou word, hoe kry ons dit reg om te kan sê, toe maar, alles is reg, alles is oké, terwyl ons weet, alles is nie reg. Dis alles behalwe reg. Nou die antwoord op hierdie vraag, hoe kry ons dit reg, om ten spyte van hierdie goed te kan sê, alles is reg, behoort 'n gelowige en sal ons kan antwoord, deur te sê, ons kan dit sê, ons kan sê alles is reg, al is alles nie reg nie, want God hou deur sy genade oor my lewe wag.
Hy staan wag oor my lewe. Die Bybel sê vir ons op baie plekke dat alles reg kan wees, alles eintlik verkeerd. Die Bybel gebruik net 'n ander woord as hy daarvan praat. Die Bybel gebruik die woordjie genade as hy hieroor praat. Deur genade word ons belydenis dan dat ons kan sê dat alles reg is, al is alles dikwels so verkeerd. Maar wat is hierdie genade waarvan ons aan praat? Hierdie woordjie wat ons tog so gemaklik en so maklik kan gebruik. Weet ons nog wat genade beteken? Nou ek wil ons 'n bietjie stilstaan by genade vandag en eers net vir mekaar sê wat genade nie is. Genade is nie hierdie een van 'n towerstaffie wat ons kan swaai wat ons lewens verander soos wat ons wil hê. Genade is nie 'n kaartjie wat ons kan koop wat vir ons voorspoed en 'n kommervrye lewe waarborg nie. Genade is nie iets wat ons in kan belê of 'n polis wat ons kan uitneem wat seker maak dat ons suksesvol is in alles. Genade is nie 'n toverdokter wat ons genees van alles nie. En genade maak verseker ook nie alles reg nie. Wat genade wel is, familie, is alles wat ons in hierdie lewe het en ontvang. Genade is die so vinnige woordjie wat ons kan gebruik vir alles wat God is, vir alles wat hy vir ons doen, vir alles wat hy reeds gedoen het in Jesus Christus. En omdat hierdie woord genade is alles, letterlik alles beteken, is genade eintlik iets wat ons nooit sal kan verstaan. Nooit heeltemal sal kan begryp nie. Maar ek wil hê ons moet vandag net op 3 aspekte of 3 gesigte van genade bietjie fokus. 3 eienskappe of fasette van God se genade. Die eerste een is genade as vergifnis, genade as krag en dan genade as belofte. Dis 3 aspekte van God se genade wat sê alles is reg, al is alles nie reg nie. Nou die eerste een, genade as vergifnis. En wanneer jy as mens, wanneer ons as mens bietjie vir 'n slag tot stilstand kom, bietjie gaan stilstaan en weer vir 'n slag ernstig na ons eie lewe diep kyk, dan besef ons gou dat ons lewe nie voldoen aan al die verskillende drome wat ons vroeër in ons lewens gedroom het. Al die verwagtinge wat ons vir onsself geskep het nie gebeur nie. Al die voornemens wat jy gemaak het nie gebeur nie. Al die veranderinge wat jy wou aanbring, het jy nie aangebring nie. Wat niks gekom van hierdie goed nie. Ek het toe nie so hard gewerk soos wat ek gesê het ek sou nie. Ek het nie gehou by my belofte om meer met God besig te raak in hierdie nuwe jaar, maar sê ons so op nuwe jaar. Nie gehou by my beloftes aan my familie, aan my vriende nie. As ons eerlik moet wees en as ons diep na onsself kyk, sal ons dit raak sien. Want hierdie saak van om nie jou eie drome te kan uitleef nie jou eie voornemens by te kan hou nie, jou eie beloftes by te kan hou nie, is eintlik veel erger of veel ernstiger as wat ons dink. Want as ons nie eers aan ons eie drome uitvoering kan gee nie, wat nog van die drome wat God vir ons het gehad het? Die droom of drome wat God vir ons het, is eintlik baie eenvoudig. God se droom vir ons is en was en sal wees, is dat ons meer en meer soos Jesus Christus sal word en sal wees. Dat ons met meer eerlikheid, met meer liefde sal lewe, dat ons sal vergewe, dat ons sal weggee vir ander, dat ons sal dien en dat ons nooit ons eie belange sal soek nie. Dis God se droom vir ons. Nou moet ons vra, voldoen ons aan hierdie drome? Miskien gedeeltelik, maar ek twyfel of ons heeltemal, enige een van ons heeltemal voldoen aan hierdie drome. Want ons voldoen dan nie eers aan ons eie drome vir onsself. En wat maak God wanneer ons hier staan met hierdie introspeksie? Hy oordeel hy ons of straf hy ons? Hy sê nee, jy wat nie volmaak genoeg is nie.
Aanvaar dit nou maar. Jy voldoen nie aan my vereistes nie. Dis nie wat hy doen. Hy sê nie vir ons sulke goed nie, hy gooi ons nie weg nie. God bewys vir ons genade in daai oomblik. Hy gee vir ons genade wat vergifnis genoem kan word. Wanneer ons verkeerd is, wanneer ons gewetens ons aanspreek en ons eintlik veroordeel, wanneer ons besef dat alles tussen ons en God eintlik verkeerd is, daar is soveel in my lewe is wat beter moet wees, wat sterker moet wees, dan kom God met die verrassing, met sy genade as vergifnis vir ons, en hy sê, alles met jou verkeerd, my kind, is alles eintlik reg, want hier is my genade, vat dit, neem dit. Dit is ons nie 'n verrassing dat God van ons verwag om eerlik, liefdevol en gehoorsaam en in vrede met mekaar te lewe nie. Want hy gee vir ons alles wat nodig is om dit werklik te kan doen. Wat baie verrassend is dat God deur die gebeurtenisse van Jesus Christus, deur die lewe en alles van Jesus Christus, eintlik vir ons sê, jy het eintlik nie gedoen wat ek van jou gevra het nie. Alles is eintlik verkeerd, maar alles is reg. Ontvang my genade dan as vergifnis. Nou die tweede gesig waarna ons gaan kyk vanmôre so vinnig is genade as krag. God se vergifnis maak 'n mens sterk. Want wanneer jy as 'n mens hoor dat jy nie meer veroordeel kan word vir dit wat jy is nie, of dat daar geen skuld jou kan seermaak meer nie, dat alles wel is, dat alles reg is, al is dit eintlik nie, dan kry 'n mens weer die krag om die pad van God te loop. Om net die pad saam met God in die lewe in te stap. En God laat nie nou alles toe, skielik omdat ons vergewe is nie. Genade beteken dat God, al is alles nie by ons reg nie, ons nog steeds gebruik om die regte dinge te doen. Twee voorbeelde. Petrus verloon vir Jesus. Hy doen verskriklik verkeerd. Hy verbreek 'n belofte aan die Here. Maar dit bly nie daar. Hy berou met die tyd en hy aanvaar die genade wat vir hom gegee word, die genade wat hom weer innooi in die ruimte van God. En hy aanvaar die woord van genade wat sê dat alles is reg, al is alles nie reg nie. En omdat hy die vergifnis en die genade ontvang het en aanvaar het en aanvaar is, word hy 'n apostel. Kry hy die krag om 'n apostel van God te word. Of vat maar vir Paulus, die grootste voorbeeld van hierdie. 'n groot vervolger van Christene, wat Christene doodgemaak het, word gekonfronteer op die pad na Damaskus toe, deur die Here. En daar op die pad sê God vir Paulus, alles is eintlik reg, al is dit beslis nie. En deur vergifnis te ontvang, kry Paulus die krag om die evangelie die hele wêreld in te vat. Dankie tog daarvoor. Genade as krag, familie, is krag wat ons van God af ontvang om ons nader aan hom en nader aan sy beeld weer te bring. Dit is 'n krag wat ons help om wanneer ons hoor alles is reg, alles eintlik nie reg nie. Wanneer ons dit hoor, wanneer ons hierdie genade hoor, word 'n mens bevry van jou mislukkings. En die krag wat jy gebruik het om jou mislukkings en jou foute en jou teleurstellings te dra, kan jy nou gebruik, want dit is losgemaak. Dis krag wat jy nou kan gebruik om na God toe, om nader na God toe te lewe. Of om het anders te stel, wanneer God jou as mens regverdig verklaar het, wanneer hy jou sonde vergewe het, tree jy die pad na heiligmaking binne. As die boeie of die kettinge van sonde en veroordeling deur God afgehaal word, kan al daai krag wat gebruik was om daai ketting self los te maak, skielik gebruik word om anders te lewe, om nader aan God te lewe, om nader na die beeld van Christus te streef. Skielik het jy meer krag om te doen wat God van jou vra. In die derde plek kyk ons na genade as belofte. In die laaste een van die 3 vir vandag. Baie van ons, sou ek sê, het 'n
'n wanhopige behoefte aan beloftes. Veral beloftes wat sê dat ons toekoms, ons môre beter sal wees as ons gister. Want ons môres lyk eintlik maar donker. En ek wil nie, ons hoef enigstens verder uit te brei op dit. Nou dit is daarom veral vir mense soos ons, wat dalk nie meer heeltemal so bewus is van God se goeie beloftes of goeie voornemens met die toekoms nie, wat Paulus baie duidelik vir ons sê, herhaaldelik sê, die genade sal met julle wees. Met ander woorde, Paulus sê, genade as 'n belofte. 'n Belofte wat sê, al kon jy vandag ook net oorleef, al kon jy vandag dit net maak, so of het heel dag vir jou gevoel het of jy dit nie gaan maak nie, sê hierdie belofte, môre sal beter wees. Môre sal beter gaan, want jou toekoms lê nie in jou eie hand nie. Jou toekoms lê in God se hand. Al lyk vandag asof alles uitmekaar uit wil val, sal môre beter lyk. Genade as belofte. Genade as belofte is die krag om nou te leef asof môre alles reg sal wees. Al is alles vandag nog nie reg nie. Hierdie krag, familie, word nie gebore uit 'n wanhopige voorgevoel of 'n blinde vertroue in die toekoms nie. Dis 'n krag wat gebore word uit die krag van Jesus se opstanding. Want sy opstanding was 'n bewys dat God ons krisisse en oorwinnings sal omsit. Want môre is in God se hand. Wanneer dit vir ons voel of die lewe een groot swart blok van wanhoop is, of ons vasgevries word in hierdie donkerte, wanneer dit vir ons voel asof daar geen meer oplossings is, geen meer uitkoms is nie, dan sê Paulus, mag die genade met julle wees. Genade wat die wonderlike belofte is, dat ons toekoms voor ons oop sal lê, want God sal daar wees. Ek sluit af. Wat maak God se genade so verskriklik verstommend? Dis verstommend omdat dit eintlik teen alle gesonde verstand inbreek. Teenwerk teen gesonde verstand. Gesonde verstand sê vir ons, daar's te veel verkeerd in ons lewens om te voldoen aan dit wat die Heilige God van ons vra. Genade as vergifnis sê dan, alles is reg, al is alles nie reg nie, want die Heilige God het jou lief en hy veroordeel jou nie. Gesonde verstand sê vir ons is te swak, ons is te menslik om beter en anders te kan lewe. Genade as krag sê, alles is reg, al is alles verkeerd, want God sal die krag gee om hierdie pad te stap. Gesonde verstand sê dat ons vasgevang is in 'n groef van nutteloosheid. Dat ons voor 'n donker toekoms staan sonder uitkoms. Maar genade as belofte sê dat al lyk alles verkeerd, ons op God kan hoop en vertrou vir 'n beter môre. En ek sê weer, genade maak dalk nie alles reg nie, maar God se genade maak dit moontlik om te lewe. Maak dit moontlik om nog steeds die mooi in die lewe te kan sien en te kan ervaar. Want God se genade wys vir ons dat dit reg is om te lewe. Al is alles nie reg. God se genade is die verrassende krag in ons lewe wat ons help om die werklikheid van hierdie lewe, hierdie soms 'n tragiese lewe raak te kan sien. Om die partykeer se seer kant van die lewe aan ons lywe te voel, maar tog diep binne ons te kan weet dat dit goed en reg is om deel van God se aarde te kan wees. Om deel van God se skepping te kan wees. Want al is alles nie altyd rondom ons en in ons reg nie, is alles eintlik reg, want God gee vir ons weer en weer sy genade. En daarom vir my,
bly dit vir my 'n voorreg om vir julle te kan sê, God se genade sal met julle wees. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, God van genade, van vrede, van liefde, Here, dankie dat U ons weer uit die woord uit kon lei vanmôre. Dat die woord toch so duidelik is dat U omgee. Dat U nooit vir ons sal sê dat dit nie U probleem is as ons na U toe kom nie, maar dat U eerder altyd vir ons 'n oplossing sal gee in die vorm van die genade. Mag ons, Here, weet dat U met ons is, ook in elke oomblik waar ons is, Here, as die donkerte ons toevou van hierdie lewe, Here, weet ons dat U met ons is. As die geraas te veel raak, Here, weet ons dat U dit sal kom stil maak. As dit lyk of ons nie meer 'n môre het nie, Here, sal U vir ons weer 'n môre kom gee. Here, stap saam met ons hierdie pad en hou ons bo. Hou ons sterk, Here, sodat ons hierdie pad wat U saam met ons wil loop, sal kan loop. Here, ons loof U almagtige naam. En ons vra dat U saam met ons sal gaan, ook in hierdie onbekende weke, Here, dat die genade vir ons sal vul, sodat ons weer 'n ligdraer in die wêreld kan gaan wees. Ons loof U almagtige naam. Amen. Ek gaan vra dat net daar waar julle is, net daar waar julle sit, gaan ons hierdie 'n lied kyk, of nie eintlik 'n lied nie, meer 'n gedig as 'n slotlied, met krediet aan Oase gemeente daar in Klerksdorp, wat hierdie ongelooflike, ek weet nie eintlik, in Engels praat hulle van spoken word poetry. Ek weet nie wat dit is in gesproke woord, ek weet, digkuns, ek weet nie presies wat dit is in Afrikaans, maar dit is ongelooflik. Kyk dit, maar voor ons dit doen, wil ek dit noem, hierdie kersies, wat hier aan my regterkant staan, donderdag by die diens van gebed, het ons aan die einde van die diens die geleentheid gehad, almal die geleentheid gehad om 'n kers te kom aansteek, as 'n deel van ons as 'n gemeenskap van Britsland bid saam. Ons staan saam in gebed teen die sinnelose geweld wat ons wêreld besig is om ons wêreld om deur mekaar te ruk. Ek wil graag vir julle vanmôre weer die geleentheid gee aan die einde van die diens, as er enigiemand is, ons gaan die musiek rustig aanlos, as er enigiemand is wat 'n kers wil aansteek, is jy baie welkom om hier 'n kers aan te steek. Die vrouwtjies is daar ergens, so voel vry om 'n kers aan te steek as deel van jou gebed. Ook dat ons vertrou dat die Here met ons is, dat sy genade vir ons genoeg is. En kom ons luister hierdie ongelooflike lied. God het beloof en daar's 'n prins vir ons gebore. Hy het 'n kroon verruil vir 'n vaal vuil dienaarskleed, hier om ons vir ewig te verlos en nooit ooit van ons te vergeet. Jy sien, 2000 jaar terug was 'n belofte volbring. Dis hulde gebring. Vier ook en middag. Geskenke aan hom. 'n Kind is gebore, die ewige bruidegom, Sy doel hier op aarde, Om die gebrokene te red. Siekes op te tel. vir 'n sterwende bed. Klei te spoeg sodat die blindes kan sien, Voete te was. om die mensdom te dien. Onse Vader, hoekom het U ons so lief? Ons raak gou kwaad. Ons jok. ons steel, moor, oordeel. Ons breek beloftes. En ignoreer U soms. Ons is die naam van kind nie werd. Tog kleef U aan ons. Want U sien ver oneindig ver. U sien my honger daar. Nog voordat ek
kon skuld bely. Druk U my aan U bors. Dis genade wat my intrek, dis genade wat my red, dis genade wat my vrymaak, wat my eerste lief gehad het. Dis genade wat my opbou, dis genade wat my ken, genade wat my toevou en my hart oor en oor wen. As genade dan die see was, sou ons almal sink. As genade dan 'n nood was, sou ons almal sing. God het beloof, die redder het gekom, sy hart oopgeskeur, ons nuut gemaak in hom. Familie, kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van die Here Jesus met julle wees. Mag sy liefde deur julle spoel soos riviere van lewende water. En mag sy lig julle pad helder maak. Mag sy genade met julle wees. Amen.